Stompie, Sterkie en Stirkie was op die rug van hierdie arende. Massiewe, groot arende, wat gesweef het na die vulkaniese berg, wat lava begin uitspoeg het uit hierdie berg. Onthou julle, uit hierdie berg klim 'n groot, gruwelike, sterk, gehaarde, lang gehaarde, tak haar lava gorilla. Sulke swart gorillas met rooi strepe. Maar hulle is nat van die lava drup so van hulle af. Hulle oë gloei soos rooi vuurkole. Uit hulle neusgate kom rook. En as hulle hard skree, kom daar vuur uit hulle monde uit. Jette, hulle is verskriklik rof. En Stompie en Sterkie en Stirkie dink, wat gaan die arende met hierdie groot gorillas maak? Julle draai om, ons gaan verkeerde kant toe, ons gaan na die oorlog toe. Maar die arend sê, ja, hierdie is die kant van die oorlog. Hou net daai singende kristal verskriklik styf vas, want dit is die kristal van harmonie. Weet jy wat is harmonie? Nee. Harmonie is as alles dieselfde is, alles saamwerk en alles in eenheid is. In 'n vulkaan, dink julle 'n vulkaan is in harmonie? Glad nie. Hy skiet vuur en klippe en rotse en rook en uit sy rookwolk kom weerligte en onder die weerligte deur in daai wolk skree die gorillas. Vuurspiewende gorillas. Rowwe goeters. Julle Stompie en Sterkie en Stirkie het nog nooit so iets gesien nie. En hulle kom uit. Want die harmonie mag nie in die oerwoud wees nie. Niemand mag saamwerk nie. Niemand mag as 'n eenheid saam funksioneer nie. Want dan word hulle groter en sterker as 'n eenheid. En Stompie en Sterkie luister na dit wat die arend vertel en dink, dit maak eintlik baie sin. Soos 'n rugby span moet saamwerk as een span. Nie net klomp een seentjies wat verskillende rigtings in hardloop nie. Een rigting. 'n Resies. Merke gereed, gaan die skoot. Ja, kinders in verskillende rigtings in. Glad nie. Een rigting. Soos die arende in een rigting. Julle en hulle begin 'n sirkel sweef om daardie wolke, julle, en hulle begin die wolke te laat draai in 'n tornado. En daai gorillas haal van hierdie lava rotse uit. Gooi dit deur die lug, laat dit trek. Dit lyk soos verskietende sterre deur die lug. Want die wolk het gekom, dit het nag donker geword. 2 van daai gorillas klim daar uit. Skree hulle. Maar die arende sweep onderdeur die rotse, links regs om, verder met hierdie sirkel. En toe daar die wolke begin saamgaan en begin saampak, slaan daar weerlig. En uit hierdie stof vulkaanwolk begin klein weerliggies te reën. Skok weerliggies. Julle, een van dit klit vir Sterkie op sy bout. Skree hy. En hy klou vas. Hulle hang aan die onderkant van die arend se pote, maar onder van die arend se pote is nader aan die gorillas, julle. Maar wat het die arende gemaak? Hulle vlerke toegemaak, soos musiele getrek. En hierdie verskriklike groot gorillas wil hulle terugkry binne in daai lava grot en binne die lava moet toe gaan, maar hoe gaan hulle die hele vulkaan toe kry? Hulle het water nodig. En water is baie ver van hierdie plek af. Maar die gorillas is daar uit in hierdie woud en besig om almal bang te maak. En wat dink julle? As al die diere bang is, staan hulle saam as een hardloop in een rigting. Nee. En al wat die arend sê is, hou net die kristal in die lug. Want dan kan almal dalk hoor hoe sing die kristal. Dit laat hulle klink 'n een geluid. Maar julle, dit het nie so gewerk nie. Daai gorillas het daardie aarde oop geskeer en laat meer van die lava uitkom, van die bome het aan die brand geslaan. Daai julle daai dooie vlei wat daar was. Julle, die lava het verder begin loop en die diere het paniekerig begin rondhardloop. En die gorillas het geskree. En natuurlik gaan die lava stop teen die rivier. Maar die gorillas het klomp bome en klip in die rivier gegooi, laat die rivier opgedam het en onder hom het die water opgedroog. En toe begin die aarde bewe. Die bome begin skud. Blare begin neerreën uit die lug uit tussen die bome. En die oerwoud olifante kom nader. Julle,
Maar daai gorillas het daai boomstompe hoor en hoor te mekaar gesit. En die gorilla en daardie oerwoud olifante uitgehou wat nader gestorm kom julle, maar hulle is so groot, die mos groei op hulle lyk soos groot harige klippe. Die cool ding van hierdie olifant is, hulle het 4 tande gehad, 2 reg voor en 2 aan die kant. Hulle het in die bos weggekruip, diep in die bos van die woud waar Stompie en Stertjie nog nooit was nie. Eers het hulle gedink, o gat, hier kom van die gorillas se maatjies. Maar die olifant het gekom om die gorillas terug te jaag in die vulkaan in. Stompie en Stertjie het aan die arende se pote vasgeklou. Hierdie vulkaniese wolk wat so gedraai het so vinnig getol, dat hy in een massiewe weerlig heeltemal in stukke geskiet het en die stof het sommer in die lug verdwyn. Die weerligte was in alle rigtings in. En die son het deurgekom en die gorillas is so, nee! Maar die diere wat so bang was die gorillas bly. Eenheid het nie meer bestaan tussen die diere nie. Alle rigtings ingehardloop. Links, regs, al die kante toe nie. Olifant het net gesê, vorentoe! Al die diere wat verby hulle wil hardloop het net omgedraai. Saam met hulle begin staan. Klein krimvarkies het om die olifant se ruggies geklim. Ander bosapies het daar gesit. As daar bokkies was, het hulle agter die olifante gestaan en in een massa nader aan die gorillas toe gegaan. En hierdie gorillas het nie gehou van eenheid nie. As almal saam staan het hulle banger en banger geword. En die kristal se geluid het aanhou sing. Want Stompie en Stertjie het op die olifante geklim. En die gorillas het geweet, kry vir Stompie, Stertjie en Stertjie, kry net daai kristal dat hierdie diere weer mekaar in spat en skiet, want dan is hulle nie meer sterker as ons nie, want almal wat saam in een staan, kan doen net wat hulle wil. Sal alles reg kry wat hulle probeer. Julle met daai olifant het daai bome begin stamp, wat die gorillas al gepak het. Die bome het aan die brand geslaan. En die water het agter hulle opgedam. En van die diere kon nie swem nie. Maar die olifante, toe die water by hulle voete is, het hulle net gestamp teen daai boom en een kant van dit omgestamp, laat die water omgaan. Die water het terug in die woud ingegaan en van daai vlamme geblus. Stoom het in die lug ingegaan, die stoom het weer donderwolke gemaak. O, genigtig, en die arende het al daardie wolke bymekaar gewerk as 'n reënwolk tornado. Blits het gegaan, het begin reën, die vlamme begin blus en die gorillas het van die bome spiese gebruik en het tussen die olifante ingegooi. Een van hulle het 'n stok gevat en die arend gegooi vir Stompie en Stertjie. Hulle het gekoes en die kristal het val. Val die kristal land onder in die smeulende woud. Gorillas het gesê, ja! Diere het gehoor, o my genigtig, hulle het daai kristal. Hulle wou bang word. Maar Stompie en Stertjie, elkeen van hulle het 'n groot olifant gekies. Op 'n olifant gesit en hulle oorgefluister gesê, hou net aan vorentoe gaan, ons moet as een saam staan, druk hierdie bome nader, en die gorillas het aan die ander kant gestaan en gedruk, en daai modderhoop bymekaar groter gegooi, klippe gepak op hierdie kristal, wat sing, en later was dit doodstil, geen kristal, die dier het gedink, dis die einde, ons het verloor. Stompie en Stertjie het net gefluister en gesê, hou net aan, ons sal die kristal kry, hou net aan die bome stoot, hou net aan, en die diere het saamgestaan, die gorillas het gesê, maar wat nou? Hulle moet weer hardloop, hier is nie 'n kristal wat vir hulle saam eenheid gee nie, ons moet wen! Gorillas het op die boomstompe geklim, o gatsie, maar hulle die boomstompe het onder die voete uitgerol, olifant het vorentoe gedruk, gorillas het in die modder ingeval, gerol, die olifant het toe hierdie hoop bome oor daar die modder stoot en die kristal kom uit en Stompie en Stertjie tel hom op, hou hom in die lug, in daai donker wolke met die reën wat val, en die reën oor hom geval, en hy het begin skyn, en die dier het opgewonde geraak. Nie net dit, die diere het nader gekom, nuuskierig oor hierdie lig, en wil gekyk het, meer diere het saamgekom, dat daai gorillas verder en verder teruggedruk was, en die olifant het hulle opgedruk teen die wal op, hulle moet teruggaan binne die vulkaan in. En die olifant het vir elke dier gesê, hardloop, gaan maak julle mond vol water. Nou, hulle het water opgeslurp, julle, baie water, dat hulle slurp bestaan soos ballonne. Al die diere het hulle monde vol water gesit. En dit het beteken dat nie een 'n woord sê nie. Niemand kon vir ander sê, o, ek is so bang vir die gorillas nie. O, kyk hoe verskriklik is hulle nie. Niks. Mond vol water, op en op en op, en die olifant het gestoot. En die rivier het agter dit bygevloei, en daai gorillas gedruk, hoor het in die berg, en die gorillas het klippe begin afrol. Maar die olifante was voor.
en die klippe weggestamp met hulle tande, want hulle tande het beskerm van voor en van die kant af. Op en toe julle daai gorillas op die rand staan en sê, ons gaan nie hier inval nie, julle moet almal bang wees. Toe blaas daai eerste olifant sy slurp leeg, julle, maar hy tref daai gorillas, en onder sy voete word dit glad so seep op die klippe. Die gorilla val binne in daai gat in, terug af, en die ander een is so, ja, help ek vang jou! Maar hy saam agterna en al die diere op die rand kom staan van daardie groot vulkaan. Hulle monde vol water ingeblaas, en die stoom het opgekom in die lug. Julle so baie stoom, na daai groot reënwolke, groot en groot en groot, en op een slag uitgereën het, reg in die gat van daardie vulkaan, en al daai water het die lava afgekoel, en die gesmelte lava wat rooi gegloei het pikswart yskoud geword, soos klip, en harde kors geword, oor die vulkaan. En die gorillas was weg, en die diere het nog gestaan en juig, en die olifant het net omgedraai en in die woud ingegaan, diepste, donkerste woud. Die kristal het hulle gesit, op by die voet van die hoogste, grootste boom in die oerwoud. Dit het gemaak dat altyd liggie was. Altyd 'n klank was wat hulle herinner om te wees. Wees een, staan saam, moenie beklei nie. Wees saam en druk die gorillas weg uit die woud uit, sodat die bome nie brand nie. Dat al die diere veilig is. En Stompie en Stertjie Sturtjie, terug skool toe. Terug, waar die hele storie begin het. En Sturtjie het die hele storie neergeskryf, en van daai dag in die boek aangeteken gesê, die kristal het ons geleer van eenheid. Julle die arende het weggevlieg en het gesê, as julle in die moeilikheid is, kom net aan die kristal toe, nee. En dit is die einde van die storie. Vlei, die storie is